Die mense wat nog hierdie goede nog sit en argumenteer, nee, die Bybel is duidelik, nee, dat die man sonder die gees van God, nee, die woord van die Here vir hom is foolishness. So hy sal nie hierdie goede verstaan nie, want hy het nie die gees van God in hom nie. Hy het die kennis, en kennis puffs up. Dis al. Maar experimental knowledge, nee, kan jy nooit argumenteer mee nie. Want daai persoon weet waarvan hy praat, en ek meen, as jy jou Here ken, nee, dan hierdie Bybel dan negotiate jou nie. Jy doen wat hy sê. Ja, yes, om Yes. geesleier. Ja, of course. En dis wat jou 'n ware Christen maak. Baie mense sê ek se kind van die Here. Ek sê really? Kom ons praat 'n bietjie, kom ons hoor 'n bietjie. Ja, Want almal ken jou adres die as daar vrug- moeilikheid is. die fruit. En baie mense, soos hy nou reg gesê het, is gesê hulle is kinders van die Here, maar elke tweede dag sit hulle met depressie. En hulle kan nie opstaan nie. Hulle help ook ander mense, maar dan val hulle weer. Dan staan hulle op, dan val hulle weer. Ek dink 'n mens met sulke mense nie ordentlik guide op hulle pad wys, maar dan kry jy met die hardkoppigheid. Teachable mense, yes. Teachable is. Ja. Sal hulle mense dit die pad mooi wys. Hulle kort net 'n bietjie guidance. Hulle Yes. klaar kennis, hulle klaar Yes. dinge maar hulle ek dink net hulle moet miskien 'n ontmoeting hê met Jesus, dat hy op die kruis gesterf het, dat hulle kan weet die realiteit daarvan, dat hulle Jesus kan volg. Dat hulle self dood is. Dat nie meer hulle is hulle Jesus. As jy nie gedrink het van die wel, Ja. dan sorry. Nou, jy self ook commit, jy moet ook. Maar wat moet staan? Kobus, maar as aan die Bybel ook dat die mens ups and downs op mag gaan hê, maak nie saak of jy Christen is. Hy sê trials and tribulations will have, but I have overcome the world. Ja, jy moet net weer positief raak op jou ontstaan. Kan ek met julle terwyl ons oor dit praat iets deel oor en ons kan dit onthou om die woord te identifiseer. Moet ons weet dat there's a written word, there's a spoken word and there's a living word. So dis outer court, inner court, Holy of Holies. Ons gaan altyd terug na die tabernakel toe. Outer court, inner court, Holy of Holies. Dis God se pattern. Dis hoekom hy 'n tabernakel daar gegee het. Maar baie keer is ons bang om te kyk en dan sê ons nee, dis Ou Testamenties, dis vir dit, maar dis binne in ons ook gees, liggaam, siel en gees. Liggaam, outer court, siel, inner court, gees, Holy of Holies. Ons is die liggaam, ons het die tabernakel vir hom geword. So in dit wil ek net vir julle iets wys van the written word kan ons baie keer verkeerd sien as die Bybel. So die written word is die een wat jy in die sky sien as jy uitkyk. Ek gaan dit nou vir julle sê Romeine 1:18, maar hy sê vir jou Psalm 19, the heavens declare the glory of God, and the firmament show his handiwork. Day unto day they utter speech. Nou, die ding wat my net getref het, is, hy sê, day unto day they utter speech. So, hulle verklaar, and night unto night they show knowledge. There's no speech, no language, there's voice not heard. Their line is gone out all through the earth, and their words to the end, and their words to the end of the earth. So, ons is geesmens, maar ons is gees wat 'n siel het wat in 'n liggaam woon. So, daai moet ons net verstaan. Want ons sien onsself as 'n liggaam met 'n siel en 'n gees. Nee, ons is eerste gees. Want ons was eerste by hom as geesmens. Ecclesiastes is Prediker 12:7. Hy sê die gees, God het sy gees gestuur en hy gaan sy gees weer terug teken net by. So net om vir julle te wys which as the bridegroom
come out of his chamber and rejoice as a strong man. His going forth is from the end of the heaven, and his circuits to the end of it, and there is nothing hide from the heat of it. So ons kan deur dit gaan. Ek wil net weer terugkom. Hy net terug. The heavens declare the glory. So as hy sê the heavens declare the glory, met ander woorde, Bullinger het 200 jaar terug 'n boek geskryf, Gospel in the Stars. So as jy na die, want kom ons gaan terug. Daar's 'n baie fyn lyn om te verstaan tussen astrology, wat the evil one is, en astronomy, wat die written word van God is. Want anders het die wyse manne nie by hom uitgekom nie. Hoe het hulle by hom uitgekom? Astronomy. Die enemy moet altyd 'n flip side, hy moet altyd, as daar 'n true fire is, daar gaan 'n false fire ook wees. Ja, as daar 'n true Jesus is, dan gaan daar 'n false een ook kom, want dis wat Paulus gesê het, there's another Jesus. En dis die religious one. Ons kom baie keer in plekke en dan verklaar hulle Jesus Christus, maar ek is deesdae as ek net meer en meer geskok van mega plekke en groot plekke, wat ek agterkom, maar hierdie ouens was die heeltyd in deception gewees. Asseblief. Hoe gaan jy dood van daai gees van daai vlees wat heeltemal doodgaan? Want die ding is jy moet hom heeltemal deny, jy moet heeltemal jou rug omdraai. Ja. So want jy kry dit nie, hy kom nog altyd en hy val en altyd aan met klein wyfies. Jy kry dit miskien reg vir 'n week of 2 weke, 3 weke, maar dan kom hy nog steeds slims en hy kom uit. So dit is amper soos Daar sê in, kom ek sê, jy's vol van jy was, Jesus kom woon nou in jou hart. Ja. Maar ons al hierdie slegte dinge van jou wat ons nog moet uitpak, uit jou uit weg te kry. So, maar daarso is, kom ons sê, fixed items wat moet uitgebreek word. En dit is waar die pyn is wat jy seer kry om uit te kry. So is miskien jou geduld of jou hoe kry 'n mens daai ek kom op 'n plek waar ek sukkel om baie goeders uit te kry, soos my weer. Ja. Ek kan dit hanteer, miskien mooi gedra tot op 'n plek en dan ewe skielik dan is so 'n opbouing wat gekom het, dan bars hy uit. Maar dit is nog steeds 'n setting wat jy in jou gedagte het, wat jy moet regset om te sê, jy's eintlik jy's dood. Dis nie meer jy wat lewe nie, dis Jesus. Ja, maar ek gaan nou laat Kobus praat, wat ek net vir jou kan sê, ons moet een ding verstaan, omdat ons triune being is, spirit, soul en body, is jou gees, is met wedergeboorte, is hy gered. Maar jou siel moet in 'n soul sanctification proses gaan. It's a lifelong process, by dying. Want onthou, jou siel bestaan uit 3 dele. Jou will, intellect en jou emotions. Nou watter deel staan op as iemand jou trip switch of jou krap met 'n stok waar jy nie gekrap, kielie daar. So dit is jou emosie wat opstaan. So die groot ding wat ons in beheer moet bring is emosie, maar die skrif sê as jy gaan vat hom weer terug na die tabernakel toe, hoe gereeld het hulle offers gebring daily. So Jesus kom, hy sê vir ons in Luke 9:23, hy sê, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily. Stap 2. So daai neerlê en sterf is elke dag 'n ding. Maar dan het Kobus 'n ding uitgebring wat hy nou gesê het, Ja, verwerping. Verwerping is die vrug van anger. As jy baie in mense se jong lewe, dan moet jy baie counselling doen dat in counselling kry jy dat mense soveel vrugte van verwerping in hulle. En hulle verstaan nie hoekom is hierdie goede daar nie. Nou sielkundiges plak pleisters op die vrugte. Jy kan nie dit doen nie. Jy moet die boom ontwortel. Ja. En die enigste manier om daai boom te ontwortel, ek kan vir jou sê, as jy anger het, dan moet jy dit gaan repent en renounce. Ja. Jy moet gaan libereer en sê, Here, wat is
Wat is die wortel van hierdie probleem dat ek kan weet dat ek hierdie boom kan ontwortel, verstaan jy? Want jy moet die duiwel weerstaan, onthou. Enigiemand, as iemand hier inkom wat nie welkom is, die gaan ander hom weerstaan, sê hey, sorry, hier is nie welkom hier, gaan, amen. Maar die meeste van die mense los die duiwel dat hy net inloop en hy kom maak wat hy wil. Dan gaan ons en ons praat oor mense oor ons probleme, plek dat ons met die probleem wat ingeloop het praat te sê, hey, Suga, weg is jy. Okay. You sien, you have to renew your mind daily. Ja. Daily. Die Kobus ons praat makliker oor die probleme as wat jy oor die goeie dinge hoor. Ja, ons is te groot geword in kunswêreld, dis hoekom ons is eintlik geprogrammeer om verkeerd te praat, ons is so geleer. Dis hoekom nou met 'n nuwe, dis hoekom soos André nou sê, jou hier is nie nuut nie. Jou siel is nie, maar jou gees is vernuwe, brand new. Maar hier moet jy vernuwe met die woord van die Here. Ja. Dis hoekom as jy fees in hierdie woord van die Here, dan gaan jy, soos ek gister, ek en Debbie staan en praat, toe hy nog in die wêreld was, gekuier het, geparty het en sulke goede. As jy die Bybel lees en ek's nou gered en ek sien al hierdie goede wat ek gedoen het, wat nou in die Bybel staan, wat abomination was teenoor God, dan kry jy skaam wat jy gedoen het, verstaan jy? Maar ek sit nie met 'n veroordeelde gees nie, ek sien net just like wat ek gedoen het was verkeerd. So nou vernuwe ek my en ek weet wat ek daar gedoen het was verkeerd. So I've got the knowledge. En hoe meer jy lees en hoe meer sien jy goede in dit wat betrokke is tot jouself, verstaan jy? En yes, en dan deel jy net met dit en werk met dit. En repent is daar iets is wat jy verkeerd gedoen het of gemaak het. Want eintlik vingerwys is 3 na jou toe. So eintlik die eerste ou wat jy moet uitsorteer. Die Here sê, haal eers die balkie uit jou oë uit. Die naweek weer. Ja. So, Hoor ek enigiemand iets sê dan al jy sien hoe dit met jou uit. Pieter, wat ek net vir jou kan sê, dit wat jy nou sê, onthou, daai woordjie, if any man will come after me, let him deny himself. Ja. So, as jy weet daai brandofferaltaar, wat hulle die lammers opgesit het, is dieselfde een wat Golgotha wat Jesus gaan neerlê. Hy het nie argumente gehad nie. Hy het net die wil van die Vader gedoen. He deny himself. Hy het kruis toe gegaan, nie met argumente nie. Vir ek en jy. So die oomblik as jy 'n argument probeer wen jy die argument, but you're gonna lose the battle. Jy gaan die oorlog verloor. Wat beteken dit? En ek deel maar net wat ek ken 'n boeta wat ek dink Jesus al kom ons sê 40 jaar, hy is 20 jaar getroud. En hy het hierdie groot, kom ons noem dit, hy het hierdie battle in sy huwelik. En sy vrou is die probleem, dis die Jezebel gees. En dan kom ek agter, die oomblik as jy iemand anders die probleem gee, lê die probleem eintlik by jou. Want jy sit met 'n orphan spirit. En die oomblik is, ek wil net wys, daar's soveel, kom ons, ek wil net eerder hou by wat Kobus, Pieter gesê het, ek wil 2 goed sê. Ek het oor die jare 2 goed geleer, Kobus, wat ek gesien het, en des, julle sal, iemand word aangeraak, hy word gevul met die Heilige Gees, in an instant, in a moment, het hy so encounter gehad, hy set free. Maar jy is nie heeltemal vry nie, daar is maar, want in jou hart, there's layers upon layers upon layers. Soos 'n ei wat jy afskil, as jy vir die ene repent en dan kom jy by die volgende. Jy gaan net in heiligmaking, in volmaaktheid in beweeg. Die oomblik as ons opgeneem word, en by Jesus se voete is. Maar die oomblik is ons, leiers van daar's 2 maniere. Die een word instant, dan word baie afgehaal, of die meeste, en 'n ander een gaan deur 'n sanctification proses. Okay. So ek het baie keer het ek gery met 'n motor en as hier iemand nou voor my te stadig ry of ek sien 'n
iemand met 'n ek sien nie 'n kop uitsteek en hier's jy weet my jy sien nie as die stuur, jy sien nie as dan weet ek nou hier's nou weer iemand wat nou hier en baie keer en dit vat tyd. En dan besluit jy op 'n stadium, jy moet die goed identifiseer. En dan moet jy sê maar hierdie een gaan ek gaan sterf in hierdie gaan ek begin leer. En meer jy sterf, hoe meer vrede, hoe meer jy in it's a daily proses. En ek kan net vir julle nie vir julle sê van daar af nie. Ek kan nie bekostig om nie een dag nie tyd by Jesus se voete te spandeer. Ja. Want onthou dis 'n kool wat jy in die vuur sit, insit, uitsit. As jy een keer daai beginsel wat ons geleer het, jy gaan een keer 'n week kerk toe, jy doen 5 minute in die oggend devotion of 5 minute in die aand en that's religion. Dit is ons grootste probleem. 'n Relationship is, jy kan nie jou vrou een keer 'n week vir 'n halfuur sien nie. Dink jy's in 'n relationship. Heilige Gees is constantly, moment by moment. En ja, en confess en bely en bring dit neer en lê dit neer. En meer jy gaan neerlê, hoe meer the more peace will come into your life. And just give it to the Lord. Dis eintlik konstant heeltyd in gebed, heeltyd met die Here. Ja. As jy ook deur jou dag gaan en jy loop en jy praat. Partykeer dan kry ek dit en dan praat ek lekker en dan skielik dan wil ek druk. Dit is sulke verskillende Dit is en die ander ding is wat ek sê is dat ons verhouding groei so. My vraag is ek praat met iemand wat voltyds wat in die bediening is en hy bid 2-3 ure 'n dag in tale. My vraag is hoe lank bid ons in tale? Sien ons dit is soos op 'n jy sterk deur die 2-3 ure 'n dag. Dis partykeer lekker as ou so die tale. Ja. Vind dit ook. Want jy weet nie meer wat om te sê nie. Sê dan bid jy. Ek kan met tale kan jy aan een bid. Ja. Ja. As ek Knysna toe ry en ek ry alleen, dis 9 ure se ry. Ek bid 9 ure in tale. Dan maak jy dan praat die Here in jou gedagte. Hy wys vir jou dinge. Yes. Maar dan begin die Gees Ja. Partykeer eers na 'n halfuur of 'n uur of 40 minute. Ons kom party oggend nie in 5 minute, 10 minute dan begin jy. Ja. Partykeer vat dit 'n uur om deur te breek en jy have to press ja, dis partykeer trek die Heilige Gees homself terug. Want hy wil hê jy moet hom gaan soek. You have to press in. Jy moet absoluut heeltemal mens wees vir die Here. Ja. Partykeer kom ons in die laaste bid. Party oggend ek kan of des van ons bid party vir Chris, ons bid party oggend is 2 ure hier. Dan is dit vir uur en 50 minute voel dit soos 'n muur vlees en dan ewe skielik daai laaste 10 minute dan voel jy, wow, maar dit was die moeite werd om vir 2 ure uur en 50 minute te gebed. Ek voel amper vir my partykeer so sorry ek praat. Nee, ons moet praat. Ons moet hier partykeer is ek ou different battles fight. Dit is soos jy maklik deurkom, dan kom jy in moeilike deur. Partykeer moet ek die Here vra asseblief, Here help my hierso. Ja. As dit net so 'n rukkie dan kry ek die revelation en kom dit alles deur en dan voel ek weer die Here. As ek heeltyd gesukkel het met as ek partykeer sukkel om te luister, It's as the ek mind. iets lank na luister, teaching of iets en dan kom die deur uit. So ja, ek sukkel. Vra die Here asseblief help my. Ek wil graag konsentreer. Maak my oë en my hart en my ore oop dat ek hierdie kan ontvang. Dat ek kan verstaan wat ek moet hoor. Baie keer En moet dan jy kan eers jy- jou mind gaan stil maak. Ja, dit is asof jou mind heeltemal Weggaan. blok. Dit is asof ouens, moenie dink jy kan bietjie Facebook en dan wil jy gaan Bybel lees nie. Jy moet eers daai hele mindset, jy Alles luister graag moet. voor die Here talle, dan begin ek is nie ek praat eerlik, ek is nie ou wat baie goed kan lees nie. So dit vat my tyd om stadig te lees om die woord in te vat. So ek lees nie paragrawe wat nie. Ek lees 'n stuk en dan sal ek dit verstaan. Ek kan een vers Vra die lees Here en om my te mediteer. help om dit te verstaan. Ja. Kan ek gou iets Ja, lees hier? ja. Joshua 1 vers 8 sê, "Do not let this book of the law depart from thy mouth, but you shall meditate in it day and night, Meditate. that you may observe to do according to all that is written in it. For then, and for then only, ek sit only by, for then
You will make your way prosperous and then you will have good success. So as jy wat mediteer jy in die dag? Nee, as ek werk, sal ek werk en die Here sê, u liefde, u wil, wat u wil hê ek moet doen. En die ding is, weet jy, ek voel ons is daar buite gesit om 'n lig te wees. 'n Lig te wees vir die donker wêreld. So hoe skyn ek my lig? Hoe ek myself vra is hoe ek my lig skyn? Is deur vriendelikheid om mense te help om die ekstra myl te gaan. Op partykeer kry jy dit ook maar wat jy tot 'n plek kom hier en jy uitgeput, uitgewerk, dan is dit asof jy niks meer het, dan kom jy uit se trek en dan dit is maar 'n battle elke dag. Jy stop om jouself te oordeel. Ja, Jy moet dit neerlê. Jy sit en oordeel jouself die hele tyd. Jy moet net vat jou plek en sê vir die duiwel hy moet shut up. Ja, want ou het by nie 'n volle tyd om net stil te maak. maak. Die meeste van die mense praat nie eens met die duiwel nie. Ek weet die Bybel sê resistering toe. Nee, resist. Jy moet vir hom sê gaan in die naam van Jesus. Ek maak jou stem stil nou hierso en ek besig om Bybel te lees. Amen. Want jy moet hom praat nie, dan kom hy met card of agreement en hy kom gooi jou hele appelkar op. Ja, ek druk hier oor en swaai jou links. Ja. Dis Ek dink as ek luister, die hele of een van die grootste probleme vir kind van God is, ons identiteit is verkeerd. Ons is meer sonde gerig, bewus, we continuously in a struggle, en ons moet meer na Christus gerig word. Ons moet meer geregtigheid weet word. Ons moet weet wie ek is in Christus en wat ek ontvang het. En dan nie soveel you trying to overcome come to that rest in Christ. Dis wat ek glo groot probleem. Paulus praat van jy lê die ou mens af, jy word vernuwe in jou gemoed en jy trek die nuwe mens aan. En ek dink daartussenin word ons vasgevang. En dis menslik, but it's not what God wants, but to be Christ conscious. Ek dis wat ek ook voel in die laaste tyd is. Dit voel vir my die laaste tyd asof ek op 'n plek kom waar ek voel ek raak sterker, dat ek weet as ek die mense gaan bid, hy gaan gesond word. Dis is wat ek weet wie die lewende God binne my is. Hy sal magtig, hy kan enigiets doen. So en ek kom op 'n plek waar ek begin voel, daar gaan 'n deurbraak nou begin kom en ek weet die Here is 'n beheer van dit. Ek moet net gaan. Ek wil dit doen. Ek het nou die dag ek was so mis wat amper vir myself dat ek sien kliks, daar loop 'n blinde man in. Maar hy skyn eintlik deur sy oë skyn. En daar staan mense en die Here sê vir my, Here sê my toe bid. En ek was ongehoorsaam op die einde van die dag, het ek nie dit luister ek reg, hoor ek nie reg nie. Maar dit is die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees. Hoe wil ek nou verstaan nie? Dit is ek is ongelukkig met myself oor, maar ek het dit van repent, ek het vir die Here gepromet gegee. Maar dit is sulke goed soos daai, dat die Here, ek dink, Jy weet jy moet dit doen. ek swaal vir hom, ek fear hom en ek het teen hom nou, ek voel asof ek moet deny, dit is nie 'n lekker plek. Maar dit is 'n goeie plek om te wees, want dit is baie beter om te voel jy wil dieper gaan, as wat jy voel jy wil nêrens gaan nie. Ek is op hierdie aarde gesit Want- vir een ding. Ja, Dis om mense te maar dit lei is na die Here toe, absoluut, dis 'n om baie goeie disippels te plek, maak. dis 'n baie goeie plek om te wees. Dis tyd, die tyd het gekom, die mense besef nie hoe ernstig hierdie ding is nie. Ja, Hoe as jy ernstig is dit voel wat jy ons wil doen. nog dieper en nader, ons almal voel so. Ja. Ons wil daar's nie 'n plek waar jy te naby genoeg kan wees nie. Okay, ek wil net sê, ons het vroeër gepraat, ons is in 'n battle. Maar ons moet ook as Christene verstaan wat is ons authority. Ja. Want daar staan Lukas 10:19, kyk ek gee aan julle die mag om skorpioene, slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade. Dis nie ons wat en Jesus wat dit in battle. Terwyl ons kan ek vir julle 'n sleutel gee
2 Psalm 2 Chronicles 20. Nou, maar nie vergeet, die duiwel werk ook teen jou groei, hè. Die woord is so daar. As jy so wil groei, sien die duiwel dit ook. Hier, ons comes against you met al die pictures en elke dan to prevent you and slow your growth down. Sodat jy sê, ja man, ek kan dat nie. Maar There's a battle in the mind. yeah, but before that, we said, Lord, I submit to me, and of course, now we'll chase it. First, submit to the Lord, Lord, I come under your grace, and your love, and in your name, so you can vote. Thank you, sir. Okay, 2 Chronicles 20 op die board. Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Matthiah, a Levite, and the son of Asaph, came the Spirit of the Lord. Now, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Ek lees baie keer hierdie en dan dink ons, in die Ou Testament se Heilige Gees nie uitgestort nie. Maar baie van hierdie encounters het hulle meer die Heilige Gees gehad as wat baie van ons die Heilige Gees vandag. Maar die Heilige Gees is dis aan die promise wat in ons moet woon. Soos hy in ons woon, hy's in ons en hy's oor jou. Kan niks teen jou wees nie, want hy sê, I hear in all Judah and the inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus saith the Lord, be not afraid or dismayed by reason. This great multitude, for the battle is not yours but God's. So dis die eerste ding moet ons weet. Ons moet hom erken en ons moet weet die battle belong to him. Nou kan jy daai deel gaan lees. You shall not fight in this battle, set yourself, stand still and see the salvation of the Lord is with you. O Judah, Jerusalem, fear not, be not dismayed, mourn not against you, and the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed down his head to the face to the ground, and all Israel and Judah and the inhabitants fell to the ground and worshipped the Lord. And the Levites, the children, and the Kohathites stood and praised him with a loud voice. They rose up early in the morning, went forth into the wilderness of Tekoa, and they went to Jehoshaphat and stood, Hear me, O Judah, the inhabitants of Jerusalem. Believe in God your God, you shall be established. Believe the prophet, so shall you prosper. Then I consult with the people and then he appointed singers unto the Lord, and that they should praise the beauty of his holiness. So sien jy daar, die grootste swaard van jou battle is to start to praise the beauty of his holiness, started to worship and started to praise the Lord. And even in die moeilikste omstandighede, maak jy soos Nehemiah, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord. Jy kan dit heeldag loop. The joy of the Lord. Kies om blymoedig te wees. Kies to be thankful. Kies to be joyful in the Lord. Dit is jou wapen, dis jou swaard. That you should praise the beauty of his holiness. As they went out before the army, and the Lord said, praise the Lord, praise his mercy, he endureth forever. When they began to sing and praise the Lord, he set ambushes against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir. And they come against Judah, and they were smitten. Toe kom hulle die volgende dag daar, en hulle sien al die enemies lê daar, maar wie was hierdie, het hierdie oorlog gefight vir hom? Die orkesgangers, because they went before. Waar sal jy nou 'n band gaan voorsit? Sê ons gaan nou oorlog toe. Ons sit nou hierdie tamboerine en hierdie trompette voor. Hulle gaan nou die oorlog fight. Want hy sê vir ons in Psalm 149. Dis wat ons doen in intersessie en in gebed. Hy sê vir jou, vers 6, let the high praises of God, it's in your mouth. Loof en prys is in jou mond. Hy sê, and a double-edged sword is in your hand. Toe Kobus gebid het vir hoeveel mense het hy gebid? Hy het nie net voor hulle gaan staan en dan
Nee, dis in sy mond. Die swaard is in jou mond. The sword of healing is in your mouth. The sword of victory is in your mouth. Hy sê soos 'n radder. You can either curse, gossip, or you can praise. So waar lê dit vanoggend? And sweet and bitter cannot come from one mouth. So jy kan nie een oomblik kan jy gossip en swear in die volgende oomblik. So ek weet, so ek is net een julle weet dit so. Ek het op 'n stadium 'n battle gehad en lank terug toe ek in besigheid was en hierdie goed wil nie begin deurgaan nie in transaksies en baie van ons manne, sakemanne is hier of jy sit in 'n battle of 'n plek en toe begin ek daai ding net loof en prys. En ek het net gesê, dankie dat u my grondgebied vergroot, dankie dat u hierdie doen, dankie dat u daai doen. Niks gehad nie, stofsuigers verkoop, geen besigheid gehad nie. But moment by moment, the Lord was turning into to call on the things that does not exist as if they already exist. Abraham het gekom, hy het die goed aangeroep. Hy het dit aangeroep, Romans 4:17, hy het dit gespreek. En die oomblik as jy begin loof en prys. So ons gaan terug na Psalm 145 to 150 elke dag. Kan jy hierdie psalms lees? En dan sê jy, ek lees nie baie, lees net hierdie. En wat het Dawid gedoen? Gaan kyk of Dawid het meer geloof en prys. He danced before the king. Hy sê, I will bless you, O Lord. I will bless your name. Every day I will bless you. I will praise your name forever. Great is the Lord. Sy grootste die tyd wat sy Saul getrap was en Hades, het hy in praise and worship ingegaan om sy siel uit te kry in die donker. So there's one way how to get out of depression. There's one way to get out of your circumstances, started to praise and worship the Lord. Into his gates. Ja. Praise Ja. his courts with thanksgiving. Ja. Paul en Silas. Ja. Habakuk sê, hy sê al sal die vrye boom nie bot. Hy sê al sal nie. Nogtans. Ja. By my was dit weer die las was te groot. Ek sê ons bring jou laste na hom. Ja. Vat ek dit en net gister verbaas die Here my en koop op verby en hy sê nee maar kom hier. Hy sê maar Jesus het dit nou gedoen. Hy sê maar jy gaan nou maar weer daar by Rambers werk. En nie reg en ek loop toe. Ek kom weer terug. Hy sê nee maar as nie sommer nog 'n ekstra gee, jy weet nou. Wow, dit is net verwag. Prys die Here. Ja. Loof en prys. Ja, en dit was meneer daai skrif van 1 Petrus 5:7. Hy sê maar werp al die bekommernis op hom en hy gee om. Ja. Ou dit is. Ja. En ek dink 'n ander probleem van 'n kind van die Here is ons probeer onsself verander. It's not my God, he's the change, he's the life change, he's the savior. Let him do his work and you get on with just believing that he's busy. En dit is moeilik, as jy nie daai verandering sien nie, dan is dit moeilik om daar in te stap, but it's a walk of faith. Ja. Believe the Savior is busy doing his work. Ja. Give it over to him. Ons moet in daai rus kom. Moet weet ek is in sy hande. Al sien ek dit baie keer nie, ek sien my eie foutes. Iemand was misgelukkig, dit sleg gevoel want dan sê hulle so en dan sê hulle so en toe sê ek nee, maar jy is net te swaar, val dit by die Here. Ek het nou gekry so 3 weke terug. Wat ek gekry het, voel vir my soos 'n drukking wat op my is. Ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. My gevoel is vir absoluut doodgaan. As ek myself kon begrawe uit my dak. So ek weet nie wat, dit is soos 'n, toe begin ek dink dit is miskien soos 'n birthing pain, want toe ek nou die Here begin vra, Here asseblief vat hierdie weg van my af. Hierdie drukking, hierdie kan my weggaan. En dit is so asof ek amper gaan slaap het, opgestaan het, met heeltemal meer clarity van die lewe insien. Om beter te sien, beter te voel, beter om, dit is soos 'n ander vriend van my verduidelik het, dit is 'n pysie wat dryp word, en as hy besig is om te bars hy, dan Dit is. Wat sê Chorus? Authority soos wat hy nou daar gelees het. As jy nie praat met jou omstandighede nie, gaan jy in dit bly. Die Here sê my genade is vir jou genoeg.
Ek meen, so wanneer jy swak is, né, is jy eintlik op jou sterkste. So Here, ek vra U vir U genade dat dit oor my kom vandag nou in die naam van Jesus, dat ek sal opstaan in U vermoë, nie myne nie. Ek ontvang dit nou in geloof in die naam van Jesus en ek spring op en ek loop, né, immediately is ek restored. Immediately. Ja. Immediately. Die Bybel sê ook in Wys jy John net wat ek het uitgeroep na die Here toe sê kom nee. Hierdie is rof vir my. En die Bybel sê, let the weak say, I am strong. I am strong. I am powerful. I am anointed. I resist you, devil, in the name of Jesus. You will not intervene in my life now. I command you to go. This day belongs to me and the joy of the Lord is my strength. Amen. In John 12:24 sê die Here, unless a seed fall into the ground and die, it abides alone. But when it dies, it can bear much fruit. As jy mielie vat wat nog rou is, jy kan hom kook, jy kan hom braai, dan kan jy hom eet. Maar een wat uitgedroog is, kan jy nie. Maar al wat jy kan doen is hom plant vir groei. Amen. Ja. So met ander woorde, jy moet doodgaan in jouself. Jy moet daai mielie wees wat uitgedroog is, sodat jy kan vrugte dra. Ja. Dis die enigste tyd wanneer jy, want dan negotiate jy nie meer die Bybel nie. Hierdie is vir jou die waarheid. Hierdie is the supreme knowledge. Ja. Finish. Daar is nie ander, en alles wat hier geskryf staan, override alle omstandighede. Alle facts. Daar's 'n mind change om te vra en om dankie te sê asof dit reeds gebeur het. Daar's 'n groot mind verskil. As dit nie gebeur, om klaar dankie te sê. Maak nie saak hoe dit is nie. Klaar dankie te sê vir dit is 'n ander mind shift as om te vra, hoorie, ek struggle nou met hierdie, te sê dankie dat Vader dat U dit reeds vir my weggevat het. Ek dink God wil net hy rejoice in blymoedige seuns. Hy weet as jy omstandighede sleg is en jy rejoice, vyand kan niks aan jou doen nie. Vyand haat dit as hy sien jy's ontmoedig. Hy is baie opgewonde as hy sien jy's ontmoedig. Maar as hy sien jy kan even in trials and tribulations kan jy joyful wees. Dis 'n goeie plek vir hom om dit te sien. Hy wil dit sien. Moenie maar die Here toets ook jou geloof, hoor. Ja. So they can bid and pray, and because the Lord says, what are the works? Do the works of my Father. Yeah. And they say, what are the works? It says believe. Yeah. And but never stop believing until it come into existence. Yeah. Never stop believing until it happen. And then you will still continue. Never stop. Onderstreep dit. Never stop. Ja. Ja. Jy sien die duiwel wil jou deurbraak want hy weet daar's vir jou deurbraak wat jou lê. En wag, hy weet dit. Maar hy wil jou mond hê. As hy jou mond het, dan vernietig jy jouself met jou mond. Want jy stop jou destiny met verkeerde woorde, want jy sien wat gebeur. Dit kom in jou mind in, gaan in jou hart in. Wat jou hart van oorloop, kom met jou mond uit en daar destrooi jy alles. Ek wil iets getuig van Chris, as ek kan. 2 weke terug, maand terug. Ons weet Chris se kar is gestamp. En hy so gestamp toe en dit daai karre is, ek meen jy vervang nie daai kar. Want is jy ry hulle nie klaar nie, vervang nie Toyota Corollas nie. Verstaan. En Chris se kar is mooi opgepas en ek kyk mooi na hom. So ek moet hom die oggend gaan haal en my hart gaan uit vir hom. Want ek bel hom, ek vra hom, hoorie Chris, het jy versekering? Hy sê, ek het die versekering. Dis nou so jammer dat hy nie versekering op sy kar gehad het. En ek gaan tel hom 4:30 op by sy huis die oggend. En toe ek vir hom Chris optel, sê prys die Here, dankie dat hy sê, en hy begin net loof en prys. En terwyl hy begin loof en prys, ek weet ons moet dit doen, maar ek luister na hom. En die vyand wil vir my kom vertel, maar hoe gaan hy nou uit sy omstandighede uitkom? En hy is opgewonde.
Maar hy maak my opgewonde want ek weet sy omstandighede is nie, dis nie nou die kaart wat hy wou getrek het nie, uit die pakkie uit. En ons ry hiernatoe en is die oggend hier en ek kan nie onthou, hy is terug huis toe, maar hy bel my later die dag. Hy sê net deur sy goed gegaan, toe kom hy agter hy het versekering by hierdie. Maar ek gaan lê op my aangesig, ek in die parkkamer in. Ek weet nie of ek met die Here gepraat het oor dit, of die net was vir die aangesig, om my verseker. Ek onthou, ja, ek het so tyd terug by verseker, nie? By verseker, ja. By verseker. Jy verseker. Ja, so Chris se probleem is nou al halfpad opgelos, so hulle wil die motor afskryf, maar vir dit wat hulle die motor afskryf, so ons het hom nou na Rian toe gestuur en uit 'n deel betaal. En ons vertrou nou net vir die balans om hom klaar te maak. Ja, maar dis in elk geval 'n miracle wat gebeur het dat die motor kan regmaak. Miracles never stop. Ja. God is faithful. Ja. It's the walk of faith. What you not seen and you can believe it. Jy verstaan, vat die woord op, vat God op sy woord. Ja, Kom aan die promises en Ja, dis 'n miracle ook. en he will perform. As jy weet jy het 'n pa wat vir jou so omgee, né, so lief is, né, dat hy sal enigiets vir jou doen. Enigiets. Here kom En my sy so- wil enigiets so vir jou verwag om dat ek dink hy gee my baie keer 'n antwoord wat so eenvoudig is. Ek het myself, hoe kan ek nooit aan dit self dis gedink het? Ek Here hier's Om net vra, is dit absoluut lief vir u. Lief vir u. Want ja, jy sal hom vra en dan of jy sal pleit by hom oor iets of jy sal in jou dag oor iets praat en dan wanneer hy daai ding vir jou net verbeel is dit so eenvoudig en plat. Dis net snaaks dat jy nie self daaroor gedink het. So moet hy presies weet wat dan. Ek weet ons het ewen in COVID gesien in die hospitality en ons bedryf is gelockdown. Daar het niks, alles is toe. In een dag. Restaurante, gashuise, hotelle, alles is gelockdown. En toe daai storm in China is toe bel ek die versekeraars om te vra hoe lyk jy? Nee, daar's nie sulke versekering nie. En Israel kry 'n droom en hy bid vir ons in daai tyd. En so kom die eerste storm van dit het in Bloemfontein dit hier gebeur, hier by Divine. Die Albert Wexler, hy was hy het nog saam met mense kommunie gedrink terwyl hy dit gehad het. Maar intussen het ons die polis, ek het my versekeraars, makelaar gebel, bestuurders gebel, daar is nie sulke versekering nie. Hulle sê, en ek sê, kan ek nie verseker? By 'n ander kamp, hulle sê, jy kan nie 'n huis verseker as hy nie brand is nie. As hy brand, dan kan jy nie nou bel en sê, insurance. En ek stap in die kantoor in, toe ek in die kantoor instap, sê ek vir die dame, daar en ek sê, haal net vir die polis skedule uit. Sy sê nie, hy is op 'n rekenaar. En ons begin lees deur hom. Onthou ek het 2 bestuurder van die versekeringsgroep 2 keer deur hom gegaan, makelaars deur hom. Ek het hulle gebel voor die tyd. Almal sê daar's 'n versekering. Ek kom op punt 19 uit. Business interruption. Pandemic. But God. 50 kilometer radius. Ek sê maar ons is nie 50 kilometer, ons is in die bullseye. Dit het hier gebeur. Ja. Hulle stry hierdie goed 'n jaar daarna, toe moet hulle al die plekke uitbetaal. Ek het getuig, daar was een plek wat hulle gesê het hierdie plek het nie versekering nie. Daar het jy nie versekering nie. En in daai tyd spring iemand oor die devilsvolk, hulle steel 'n televisie uit daai ontvangs uit en ek gaan uitsit en die dame kyk op hy versekering vir die diefstal. Sy sê, "Ja, maar hierdie plek het ook versekering."
So hy stuur ewen iemand om in te breek, TV te steel, dat ek my polis moet oopmaak en agter te kom. Hierdie een het ook nog, hierdie een is ook verseker. Wonderlik. So al wat ek kan sê is net, maar hoekom ek dit vir julle noem? So baie keer sê jy, hier het ek 'n kontrak of hierdie ding vir my is, ek het gesien daai ding is nie daar nie. But the Lord can send the angel in to move back in time. Om polis in te skryf vir jou, wat 'n versekeraars biljoene rande kos, omdat jy in geregtigheid staan. So, if you stand in righteousness, the Lord will move mountains for you. Hy sal tye skuif. Jy kan 'n ding in 'n kontrak lees. Ek het al goed gesien in kontrakte wat nie daar staan nie. Dan vra ek het nie gebid, ek het net gesê maar ek het net gekom en dan volgende slag en dan spring jy 'n ding uit. Dan staan hy daar geskryf. Selfde met hierdie. Ek sit nou met 'n ook 'n saak wat nou hof toe gaan. Ja. My meisiekind is nou in 2013 belede. Maar jy moet die saak ingee voor 6 maande. Ja. As jy hom na 6 maande ingee, betaal niks uit. Ja. Maak die saak op polis 20 jaar oud. Sjoe. Sê jy moet hom voor 6 maande. En hulle het die ding weer hervat, want ek het hom na 'n jaar en 2 maande. Ja. Want daar's trauma en als sit met Ja. mekaar. En ons bel hulle toe uit die advokaatkantoor en vra maar as jy jou arm verloor. Ja. Ek verloor my arm. Wat is die situasie dan? Ja. Toe sê hulle jy kan na 6 maande nog steeds aanmeld, want hy moes nog sy arm verloor. Ja. Toe vra sy nou, wat is die verskil as iemand dood is? Kan ek ons nie antwoord. Sê, dis 'n vraag wat ook die vader wil sê wat dan. Hulle sal van 2013 nou bestaan ek wat staan ons nou. Sjoe. As ek nou luister die storie van koning Josafat wat hy gelees het 2 Kronikels 20 wat die profeet sê die Here sê the battle is mine not yours. En is die Here se hand nie te kort om jou te help nie. As jy daai selfe stuk 2 Kronikels 20 gaan jy na Psalm 91 toe. Dit sê he who dwells in the secret place. Eerste ding wat koning Josafat hulle gevat het, eerste ding hulle die Here beraadslaag. Wat nou? Ons word aangeval van alle kante af, wat nou? Eerste die Here. Nie begin praat oor 'n probleem nie, hulle gaan na die Here toe gaan met die Here gepraat oor 'n probleem. En van daar af het hulle geupgrade en kyk hoe dit stelselmatig in plek ingekom het, hoe die Here hulle gebless het, dat hulle het nie eens nodig gehad om te fight nie. Hulle het net na die oorlogsveld toe gaan, maar die Here het gesê die battle is klaar, gewen vir jou, dis myne, ek fight vir jou, so jy kan net vorentoe gaan, hy sê loop. Ja. En toe hulle daar kom, toe lê almal mors dood, ek meen 3 nasies lê mors dood. En vir 3 dae dra hulle plunder weg, Ja. so baie was dit. So daar's altyd 'n blessing in, gaan lees die storie in 2 Kronikels 20, en gaan Ja. lees Psalm 91 saam met dit, want hierdie is jou versekeringspolis. So as jy hierdie Psalm 91 verstaan en jy die openbaring van hom, nee, gaan kyk wat is die voordele vir jou. Dis presies wat hy nou gesê het. But God is oor ons hierso. Ja. Verstaan jy? So dis net jy moet net 'n pad loop. Dis al moenie jou sit en veroordeel nie. Dis jy hoe nader jy in die Here kom, hoe beter gaan die goeie vir jou begin gebeur. Dis net 'n pad. Dit niks gebeur, jy klim nie in die bokant van 'n leer en jy's nou baas nie. En jy het arrive, sorry, niemand het arrive nie. Jy gaan ek leer elke dag. Journey maar ek Ja. begin ek vat elke keer 'n dag maar per dag. Partykeer voel ek okay, luister dis is wat nou groei en voel dit partykeer is van niks groei is nie. Dan gaan ek net aan. Bly net aangaan en ek begin net partykeer voel dit asof ek as ek bid asof al niks gehoor het. Maar meantime is dit die Here, hy is met jou. Nee, hy partykeer is hy net stil. Hy sit stil of hy vra my of hy bly weet. Daar's nie feelings in glo. Nee, hy speel hide and seek. Dis baie keer hide and seek. Ek was soms Ja, so die belangrik voor ons afsluit, die belangrik net is om te weet is dat as jy sê the battle belongs to the Lord,
No, ons sê nie the battle belongs to you and the Lord or to the Lord and you. The battle belongs to him. Dan moet ons een plek weet, you surrender and you give it over to him. As jy dit nie oorgee nie, en jy kan dit moet dit verbally maak. Sê Vader, ek gee dit oor. But now I'm going to praise and worship you. Want as jy dit oorgee, gaan jy begin loof en prys, want jy het dit ons vir hom gegee. Nou al wat jy moet doen, jy moet hom loof en prys want hy vat die battle nou vir jou. Nou moet jy opgewonde raak, want jy wag, ons wag nou op hom. Want jy het dit oorgegee. Ons is sy kinders. So hy vat dit vir jou in daai tyd in. Prophet het 'n mooi preek hierdie Sondag wat verby is. Jy kan hom gerus gaan luister, né? Wat hy gesê het, mense sê ja, maar ek gee my probleem vir die Here. Daar's hy joune. Ek gee my besigheid vir jou, hy's joune. Daar's my kinders, ek gee my kinders vir jou, dis joune. Maar nou kom in die besigheid, nou begin die besigheid geld maak. Nou sien ek jy's like, okay, ek kan dit betaal, dit betaal. Hoe kom met jou ding stuk? Nou waar's jou covenant partner in hierdie ding nou? Nou begin jy op jou eie, want nou sien jy hier's geld. Nou sê jy ek gaan hierdie betaal, die res is myne. Maar jy kan mos nie die Here se geld vat. Jy moet met hom praat. Wat moet ek betaal? Wat is myne? Wat kan ek vat? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Ja. Vir wie moet ek gee? Wat moet ek maak? Al daai goed, verstaan jy? Maar dis maklik om sê gee dit vir die Here, nee, maar dan tree jy self in en dan doen jy weer in jou eie ding. Met ander woorde, jy gee nie die battle vir die Here nie. Jy gee hom halfpad, maar vat jy weer terug. Ek het al gekry dan praat die Here met my oor sekere dinge wat ek moet doen. Dan as ek dit nie doen nie, dan begin hy op my hart druk. En as op my hart druk, dan weet ek okay, luister jy, ek sien die moeilikheid te bestaan. So I think like our brother said, excuse me, Peter, God will also have you tried in certain circumstances. Maar soos wat Job gesê het, as ek getoets is, sal ek uitkom soos goud. So God, faith must be tried. Faith is like gold. It's got to go through the furnace, got to go through the fire. Ja. And to grow. Otherwise it's just going to stagnate. So alles wat ek luister volgende is going to come down. Are we walking in faith or by faith? Or are we walking in what we see and what we experience? In every circumstance you've got to bring it back to faith. What does God say in this circumstance? Is he in the storm or is he standing outside watching what we're going to do? Ons moet dit deur geloof vat. It's a walk of faith. And faith goes back to the word of God. Because faith comes by hearing by the word of God. So it comes back to the word. We've got to get the word inside of us to walk by. Knowledge of the word, no. The Lord also said that a little bit of faith. A little bit of faith will move the mountain. So if you've got a little bit of faith, Just speak the word, great Lord. God. Just speak the word and my servant shall be. And in the end of the line, Praat net die woord, my diensknegt sal genesing ontvang. Christ is the author and the finisher of my faith. I'm not going to finish my faith. I've got to trust him. The work he's begun in me, he will complete it. He will finish it. The good work. And in every one of us sitting here this morning, Christ has begun a good work. We must allow him to finish the work. We must believe that he will finish the work in us. But that you'll refine it That you'll go through the fire. That's actually also just to show us how strong our faith is. Thank you. And not for him to like, okay, maar het is niet om voor ons te wijs. Tegen groei, have you grown? How far you have grown or not grown? So it comes back to the word and it comes with faith in the word, to believe what God's word has said. Amen. Walk in that faith. But to walk in that faith is to have a good knowledge of the word. You've got to have the You know the word says, by his stripes I'm healed. You can then accept this done. Exercise that little bit of faith in a great God and stay there. Amen. Yes. But people are perished for lack of knowledge.
Spiritual knowledge. Revelational knowledge. Lekker afseel is. Ek sit nou net hier so, I just want to read this verse. Yet Michael the archangel, in contending with the devil when he disputed about the body of Moses, dared not bring against him a reviling accusation, but said, "The Lord rebuke you." But these speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. Woe to them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah. These are spots in love feast, while they feast with you without fear, serving only themselves. Where it says, they are clouds without water, carried about by winds, late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the roots, raging waves of the sea, foaming up their own shame, wandering stars, for whom is reserved the blackness of darkness forever. Many people are arguing and disputing. I've got a man that also got saved, and he's in a certain church, and he always calls me, and it's religion. So one day, I've been polite all the time. I said, well, don't call me ever again, unless you get born again. Because you are talking nonsense. Your words are just words. There's no spirit in it. And you try to exalt yourself and to make known. He's also this person that you're doing this wrong, you're doing this wrong, you're doing this wrong, judging everybody, you understand? No, that's not Christianity. The good news, there's a God that loves you. Amazing God. Lay down his And life. if you speak out of love, that when you speak, the Spirit of God works through you. Yes, thank you, Jesus. And when you speak, it's not only a language, it is spirit-filled language. There's a difference. Because the Spirit is the one that will convict you. The Bible says the Spirit of God convicts the world of their sins. Amen. And that's when you speak to a person that is lost. Suddenly tears comes out of his eyes. You know, the Spirit of God has touched him. Amen. Hallelujah. So, God bless you. Amen. Yep, sluit af. Dankie Vader. Father, what an amazing God you thank are. you, Lord. Thank you that Praise your name, we can Jesus. just worship you. Hallelujah. We can glorify you, we can magnify you. Thank you that we woke up this morning with breath in our lungs, Lord. Thank you for your living written word that you gave us, your infallible word, Lord, that is of spirit and life, revealing Jesus to us more and more every day, Lord. And that we will walk in the knowledge that the word that we read and word that we speak, that we will receive that seed in our hearts, that it's incorruptible seed, that it will bring an harvest. When somebody speaks, Lord, that instant knowledge of your word will come to mind to help and assist those who are in need of you, Lord. Help us bring the lost, bring the people that is in need of you, Lord. Bring them, send them to us, Lord. And as we walk, Lord, as we go, that we will recognize, Lord, people that is in need. To pray for the sick, to cast out devils, to raise the dead, to preach the good news. Thank you, Lord. There's a God that loves you, God that cares for you, God that unconditionally loves you. Thank you, Lord. That your name is written in the palm of his hand, every hair on your head is numbered. You're the apple of his eye. Lord, that you love each and every one on this earth. Doesn't matter who they are, doesn't matter what they've done. We thank you, Lord, you're amazing God. We decree and declare, Lord, we love you, we adore you, we glorify you, we magnify you. And we are open ourselves to receive more of you, Lord, every day of our lives. And as we read your Bible, Lord, that the revelation open and open and open so that we can grasp what you want to say to us and how to apply your word in our lives, Lord Jesus. Thank you for each and every one that sits here, Lord. I bless them with your love, your grace, your mercy. I bless them with good health. I bless their businesses. Father, thank you for this day.
And we declare, Lord, the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. In Jesus' name. Praise your name. Amen. All glory to you. Amen. Glory. Thank